Skool bly altyd 'n warm patat. En die rede daarvoor is eenvoudig. Dit gaan oor kinders. Ons het dit gesien al juis hier na die Anglo-Boereoorlog, toe daar 'n stryd was oor die siel van die skool. Maar dit het nie gaan oor die siel van die skool nie, dit het gegaan oor die siel van die kinders. Ons wil ons kinders beskerm. En daarom moet ons skole beskerm. Die Solidariteit Skoleondersteuningssentrum het namens die Solidariteit Beweging pas 'n groot toekomsberaad vir skole aangebied. En by my hier is Werner Himan, die operasionele hoof van die Solidariteit Beweging, en hy was sentraal betrokke by die ontwikkeling van die onderwysaanbod wat ons op daardie geleentheid bekend gemaak het. Werner, miskien net so agtergrond, waaroor het die beraad gegaan? Ja, baie dankie Dirk. En wat 'n voorreg is dit nie om te kan werk aan ons onderwys en die toekoms van ons kinders nie. Hierdie beraad was besonders geweest. Ek dink dit was aanvoelbaar vir almal daar dat hier is 'n unieke energie wat posvat. Dit was by die Voortrekker Monument geweest en die Voortrekker Monument was ook 'n sterk simbool geweest. Dis 'n simbool van ons gaan vorentoe, ons ontdek nuwe dinge, ons maak nuwe weë oop. Maar dit is wat ons ook met die onderwys wil regkry. Want ons weet dat ons wil graag ondubbelsinnig Afrikaanse gehalte onderwys beskerm en volhoubaar maak. En ons weet dat gehalte onderwys is nie gewaarborg nie, en ons weet ook dat Afrikaanse onderwys is nie gewaarborg nie. Elke geslag het daardie taak. En as ons kyk, hoe lyk ons tydvak waar ons vandag is hierdie aanbod en hierdie toekomsberaad van so 'n aard, dat ons nou op hierdie tydskip kan sê, hoe lyk 'n aanbod wanneer ons vorentoe moet beweeg? Wat is dit wat ons moet aanspreek? Wat kan ons daar uitkry? Wat is nodig wat moet gebeur? En hierdie toekomsberaad was eintlik 'n samekoms van al die verskillende rolspelers binne die Afrikaanse onderwys, binne die skool, binne die skoolbestuur, die beheerliggaam, die skoolhoof, al die verskillende rolspelers om saam te besin, wat is die pad wat ons nou moet vorentoe loop om uiteindelik ons onderwys volhoubaar te kan maak? Ja, Werner, ek dink Afrikaanse skole is onder druk. Ons sien spesifiek Afrikaanse openbare skole is onder druk. Ons het die Bella-wet beleef. Die Bella-wet is eintlik hierdie poging om te sentraliseer, en spesifiek om taal en toelating te sentraliseer. En dis eintlik die siel van die skool. Hulle wil dit sentraliseer en behou. En ons sien ook hoe dit minder word. Daar's amper die helfte minder Afrikaanse skole oor, maar ons kinders word nie minder nie. En ons moet dus 'n antwoord begin kry, 'n antwoord wat baie groter is as net die gewone tradisionele antwoord. En dit was vir my opvallend by die beraad gewees. Is hoe mense begin dink aan eintlik baie groter antwoorde as net die tradisionele antwoorde. En natuurlik is ons openbare skole krities belangrik. Hulle is nog die groot drywers van hoëgehalte Afrikaanse onderwys. Maar ons het ook begin sien, hier's allerhande ander dinge. Hier's begin ook 'n onafhanklike aanbod kom. En dit lyk vir my, die toekoms van Afrikaans lê in iets heel wat anders as wat ons aan gewoond was. Ja, ek dink die kernverskil is, as mens kyk, dat die onderwysomgewing vandag is amper, ek wil sê, is meer blootgestel as wat dit was in die verlede. In die verlede was 'n baie sekerhede gewees om jou skool. Jy kan aanvaar dat jou taal nie direk bedreig gaan word nie. Jy kan aanvaar dat almal behoorlik toegerus sal wees. Maar die omstandighede het so verander vir al die laaste 10 jaar, waar daar 'n sterker en sterker vizier eintlik op Afrikaanse skole geplaas word. En dit het ons laat noop om in hierdie onderwysaanbod te sê, ons moet uiteindelik 2 dinge kan aanspreek. Ons moet daai eksterne omgewing moet ons kan aanspreek wat 'n bedreiging bied vir Afrikaanse skole, maar dit is nie genoeg nie. Ons moet ook, as ons binne die Afrikaanse ekosisteem kyk, moet ons ook skole kan bemagtig om uiteindelik hulle vermoë te kan bereik. Jy het dit baie goed gestel by die Voortrekker Monument in jou toespraak, toe jy uitpraat van wat die kern van skool is, en jy het genoem dat dit is die kennisoordrag tussen onderwyser en leerder. En as jy daar begin by daai kern, en jy begin dit eintlik uitbrei en jy begin jou fokus daarop sit, is daar 'n reuse bemagtigende rol wat ons deur ons aanbod kan vervul. So aan die een kant moet ons die bedreigings kan verreken en ons moet dit kan verstaan
verstaan en ons moet 'n antwoord daarop kan gee. Maar terselfdertyd moet ons onderwysers kan bemagtig om positief by te dra by hulle skool tot by hulle gemeenskap. En dis uiteindelik die twee punte wat ons moet aanspreek en dit is nie so maklik nie. Dit is 'n moeilike ding om aan te spreek want hierdie omgewing om jou, as daar 'n omgewing is wat onseker is, dan beteken dit raak die ouer gemeenskap ook. Dit raak die leerder ook, dit raak die skool ook. Hulle begin wonder watter sekerheid is daar as dit lyk asof daar groter en groter druk op 'n taal- en toelatingsvlak, op 'n regulatoriese vlak plaasvind. En ons moet kan sê dat ons met 'n visie en 'n plan kan hê om dit aan te spreek, maar die kernboodskap is op die ou einde gaan die oplossings binne ons gemeenskap lê. Maar daar is wel iets anders as, kom ons sê 1902 na die Anglo-Boereoorlog. Ek het ook in my toespraak verwys na die gebroke vrede, is eintlik 'n term wat Dani Langner begin het. En dit is oor die feit dat daar 'n vredesooreenkoms was, en deel van die vredesooreenkoms met die oorgang na die oorlog, was dat gemeenskappe onderwys mag gee na eie tale. Dit is toe verbreek. En toe het Afrikaners ingeklim en eie skole gebou, die CNO skole, en vreeslik moeite gedoen om 'n eie ekosisteem daar te stel. Maar daar's iets anders wat ons nou het, wat nie toe was nie. En dit is dat daar is 'n reusagtige bestaande Afrikaanse ekosisteem. Dit bestaan uit skole, dit bestaan uit organisasies en instellings. Instellings wat nou begin om onafhanklike skole daar te stel, ondersteunende instellings, vakbonde. Dis 'n verskriklike wye ekosisteem wat ons het. So ek is eintlik ongelooflik positief. En jy's reg, dit moet uit die gemeenskap kom. Nou daar's baie organisasies wat 'n klomp goeders doen, ook natuurlik buite die solidariteit beweging. Maar die solidariteit beweging het dan 'n spesifieke aanbod wat ek dink komplementerend is tot al die ander organisasies wat ook besig is. Daar moet baie organisasies besig wees, want die nood is groot en die uitdaging is groot en ons hoef mekaar nie te kannibaliseer nie. Maar die vraag is, hoe lyk hierdie aanbod van die groter solidariteit beweging? Nee, dit is 'n wonderlike vooruitsig wat ons het om hierdie hoofstuk te kan begin. Want wat ons sê met hierdie aanbod is uiteindelik ons het begin by daai ekosisteem wat jy beskryf het. Ons het gaan kyk wat is hierdie belangrike en groot rolspelers en ons trek hom van die leerder af tot by die skoolhoof, onderwyser, die skoolbestuur, die beheerliggaam. Ons het al hierdie verskillende rolspelers daar gekry. En toe het ons gesê en dit was omtrent 'n oefening wat bykans 'n jaar wat ons mee besig was, wat ons nou eers gevra het, wat is julle grootste uitdagings? Wat is dit wat julle elke dag te staan kom waarvan ons moet weet wat aangespreek moet bly? Want daar is 'n risiko dat as ons nie deur hierdie aanbod van die elke dag se uitdagings kan aanspreek nie, dat dit net nie gaan opstyg nie. En dit is die uitdaging maar ook die geleentheid om 'n aanbod soos hierdie bekend te stel, want dit moet twee dinge kan beantwoord. Dit moet die dringende vraagstukke van die dag kan aanspreek en dit moet langtermyn dink ook. En ek dink dis 'n unieke waardeaanbod van die solidariteit beweging, is om te sê, ons waardeaanbod is, ons het 'n beskouing wat ons kyk na die toekoms. Ons dink aan volgende geslagte, ons dink aan ons leerder. So daar kan ek vinnig sê, hoe lyk daai paadjie wat ons kan sien? Oor die uitdagings kan ek eintlik net een vereers noem, ek dink daar's vele meer, maar daar was tydens die beraad, jy sal ook onthou van 'n prominente skool van Pretoria, wat getaak is om te sê, wat is jou grootste uitdaging wat bestaan. En hy het toe gesê, dis hierdie administratiewe rompslomp wat hulle moet kry. Maar van interessantheid is, die onderwysers kon ook vrae instuur en nou was daar gestem vir die vrae en aan die vraag wat die meeste stemme kry word dan geantwoord word. So die vraag, een van die vrae wat by verre die meeste stemme gekry het, was die hele kwessie oor hierdie administratiewe rondslomp, hierdie sentralisering van administrasie, feitlik die desentralisering van administrasie, want die staat gooi net eenvoudig al die administrasie op die skole. En ons wil onsself vra, waarom is dit so? En wat ons gesien het is ons glo dat daar 'n behoorlike balans tussen 'n rol van 'n departement en daar's 'n behoorlike balans tussen 'n rol wat die skool moet speel. Mettertyd wat gebeur het die staat meer en meer gesentraliseer op punte wat vir die skool belangrik is en vir die skool betrekking het. So ons glo, hoe nader jy aan die gemeenskap beweeg en hoe nader jy aan die skool, hoe beter vir die leerder. Ouers weet beter as wat die premier van Gauteng of die minister van onderwys weet vir onderwys. Die wat nader aan die skool is. Ons wil daai kern wil ons beskerm. Maar die
teenoorgestelde tendens uiteindelik gebeur. Die teenoorgestelde het gebeur. En dit is dat die staat het van daai funksies wat 'n skool maak, daai skole wat jy beskryf het in jou toespraak, hulle begin meer van daai funksies opneem, wat dit verder wegvat van die skool, en dan take wat by hulle is, die administratiewe take wat by hulle is, gooi hulle oor na onderwysers toe en na die skoolhoof toe, en dan versteur dit daardie balans. En daai wat die uitdagings aan betref, hoekom dit so 'n belangrike een is wat om te noem, is ons moet 'n antwoord daarvoor ook kan gee. En ons kan. En deur solidariteit en SOS spesifiek, lê baie van hierdie punte wat ons kan tafel toe bring wat uitdagings aan bespreek binne tegnologie. Die SOS het tegnologie ontwikkel wat data-leerder assesserings aansienlik vergemaklik. Jy wen tyd in die klaskamer. En nie net wen jy tyd nie, dit stel jou beter in staat om daai kennisoordrag te kan doen, want dit gee vir jou 'n sterker, meer helder geheelbeeld van die leerder. Maar deur solidariteit kan die onderwyser en die skool spesifiek baie put uit wat solidariteit noem is die hoofdebot en dan ook die kletsbot. En dit is 'n bot, is hierdie soos ChatGPT se funksie. Jy kan enigiets vra wat jy wil en hulle kan dit vir jou antwoord gee en hulle kan ook vir jou sekere verslae, inligting wat jy deurstuur, kan dit opsommings gee. En hierdie is nou spesifiek wat die skoolhoofbot betref, spesifiek alles wat 'n skoolhoof nodig het. So die korpus is spesifiek opgestel vir skoolhoof. Dit is nie net 'n algemene chat korpus nie, is 'n baie spesifieke korpus. En die korpus is so ontwerp en die inligting so ingevoer dat dit spesifiek die skoolhoof in daardie opsig help. Want 'n skoolhoof het baie verantwoordelikhede. Toe ek so luister na daai skoolhoof, toe besef ek net wat alles 'n skoolhoof elke dag moet aandink en elke dag moet doen en die reuse verantwoordelikheid wat hy of sy op hulle skouers dra. Daar's 'n verwagting van 'n gemeenskap en die skoolhoof voel die taak om uiteindelik te kan oorgee ook. Waarheen gaan my skool? Waarheen is dit op pad? En ons wil graag daai onderwyser, die skoolhoof kan versterk in hulle rol om dit te kan bereik. Maar dit is wat die uitdagings aan betref. Daar is nog verdere uitdagings wat hulle het. Hulle het goed soos arbeidstekorte, aanstellingstekorte. In kort, die staat wat 'n te groot rol speel, wat by sake by die skool gaan. Dis hoe die uitdagings kan opsom. En dan as ons verder moet gaan na die toekoms toe, is dit belangrik dat ons die verskynsel en die opkoms van onafhanklike skole moet normaliseer en verwelkom. Want daardie kern van skool wat ons al na verwys het, word moontlik gemaak deur die bestaan van skole. Jy moet skole kan hê om daai kennisoordrag te gee en jy het skole nodig om ook Afrikaanse taal oor te kan dra vir 'n volgende geslag. So ek dink jy het dit ook al opgemerk dat sedert 94 was daar nog nie 'n enkele openbare Afrikaanse skool gebou sedert 94 nie. Terwyl die leerders aansienlik toegeneem het oor wat so 38 jaar of 35 jaar. Aansienlik toegeneem het. So ons moet onafhanklike skole ook normaliseer want jy het onafhanklike skole nodig om ook by te dra tot hierdie volhoubare toekoms, maar die openbare skole het onafhanklike skole nodig, maar onafhanklike skole het ook openbare skole nodig. Openbare skole is nodig want soos jy gesê het, die openbare Afrikaanse skole is die drywers hiervan. En een ding om te noem hoekom dit so belangrik is ook, is ons mag nie vergeet nie en dit mag nie vir ons word soos iets wat net alledaags is nie. En hierdie is nou, die onderwysers weet dit, maar veral vir die ouer gemeenskap wat luister en wat kyk. Ons Afrikaanse skole is wêreldklas skole. Ons kan geweldig trots wees. Ek het vriende wat emigreer het na ander lande toe en die eerste ding wat hulle vir my sê as ek vra, hoe gaan dit daar? Hoe ervaar julle dit? Sê hulle, die skool is heeltemal anderste. Daar's nie daai kultuur nie, daar's nie daai identiteit nie, daar's nie daai uitnemendheid nie. En selfs wat akademiese standaarde aanbetref, is dit nie so hoog soos wat hulle hier aanvaar nie. So ons wil nie net die vraagstuk en die uitdagings bespreek nie. Ons wil regtig sien ons hierdie aanbod van ons as 'n doen aanbod of wat ons noem ook 'n deelnemende aanbod. Ons sê ons elkeen het 'n stukkie verantwoordelikheid wat ons eintlik hiermee saam kan dra en wat ons eintlik kan saamtrek. So hierdie is nie 'n diensteooreenkoms wat die solidariteitsbeweging graag met skole wil sluit nie. Hierdie is eintlik 'n omgewing om hulle in staat te kan stel om hulle vermoë te bereik. Wanneer is ek wil dit nou nie te eenvoudig maak nie, maar as ek die solidariteitsbeweging se aanbod kan opsom in 5 punte, so ek gesê het, hier is die SOS. Oud skoolhoof het gesê die SOS speel amper die rol van 'n ou onderwysdepartement. So dit is eintlik 'n gemeenskap onderwysdepartement. Ondersteun die skole, help hulle om meer effektief te wees, gee inligting, help onderwysers om net eenvoudig suksesvol te wees, help skole, dis die SOS. Die tweede een is solidariteit, wat dan spesifiek fokus op die onderwyser, om seker te maak dat die onderwyser beskerm is in die werksplek, spesifiek die beheerliggaam onderwysers, dat daar 'n alternatiewe arbeidsverhoudinge stelsel daar vir hulle is, ons ondersteun daar.
Die derde is dan die gemeenskap. Want ons wil hê die gemeenskap met die skole omvou en help en ondersteun. En daar speel AfriForum 'n reusagtige rol. Dienste uit die gemeenskap uit, bring die gemeenskap bymekaar rondom die skool. Dit is AfriForum. Dan die vierde ene is, daar is ook 'n maatskaplike komponent. Ons moet ons skole ook help, daar's kinders wat swaar kry, en daar speel die helpende hand 'n ongelooflike rol deur onder andere die skool tassie projek, help met voedingsprojekte, ondersteuning in die algemeen aan skole. En dan die vyfde been is die hele kwessie van, ons moet ook 'n onafhanklike aanbod vestig. En dit word gedoen deur die gimnasium skoleprojek, wat op die ou end ook 'n hele konsessiemodel daar sal stel. Die goeie nuus is, daar's ook ander rolspelers op hierdie terreine, wat ook wonderlike werk doen, en wat 'n mens net mooi moet seker maak, dat jy mooi komplementeer, dat dit aan die einde van die dag 'n baie sterk aanbod uit die gemeenskap is. Maar ek dink dit is seker omtrent die 5 belangrikste bene van ons aanbod. Presies, dit is 'n goeie opsomming van wat is die kern van wat ons aanbied. En dan is daar ook punte wat werd is om te noem. Ons maak dit deel van ons blaadjie, ons maak dit deel van ons aanbod. En dit is iets wat absoluut ook net so belangrik is, en dit is die bestaan en die uitbou van ons kennisinstellings. Die feit dat 'n akademia bestaan wat onderwyskwalifikasie gee in Afrikaans. En die filosofie, die onderwysfilosofie van akademia strook met hierdie beeld, met hierdie mooi beeld wat ons oor die onderwys het. En dan het ons ook self Soltech, vir die wat nie weet nie. Soltech het ook opleiding wat hulle gee vir kleuterskoolonderwysers. Dit is nou die vroeë kinderontwikkeling onderwysers. En dan sal selfs by Bo Karoo as instelling ook hierdie kwalifikasie vir vroeë kinderontwikkeling. En wat ook belangrik is Werner, as daar nie tersiêre instellings is, wat in Afrikaans opleiding aanbied nie, dan begin dit druk op skole plaas, want dan begin die ouers sê, maar hoor hierso, my kind moet eendag studeer, maar daar's nie iets soos Afrikaanse universiteit nie, kom ek stuur my kind eerder na Engelse skool toe. So, sterk tersiêre instellings is krities belangrik vir die oorlewing van Afrikaanse skole, en Afrikaanse skole is krities belangrik vir die oorlewing van Afrikaanse tersiêre instellings. En dit is ook werd in hierdie opsig, ons het nou gepraat van die universiteite ook, maar waantoe trek alles? Wat sal ons graag vir die ouers ook moet weet, is dat daar 'n sterk fokus is op die leerder, op die kinders. En ons wil graag hê, kinders uiteindelik, as jy deur die skool is en jy begin studeer, en selfs as in jou beroepswêreld of in jou werkswêreld betree, moet jy uiteindelik so kan ontwikkel en vorm, dat jy 'n afgeronde persoon is, gereed vir die werk en gereed vir die wêreld. So selfs by hoërskool al, is daar ingesluit in die aanbod, wat jou kind kan help, om te kyk wat is hulle belangstelling. Dit is nie 'n psigometriese toets nie, dis 'n belangsteller bepaler, om te sê, wat is dit waaraan jou kind belangstel. Daar's selfs hulp om te sê, watter vakkeuses gaan by hierdie belangstelling help. En daardie hulp as 'n ouer self, en jy ook, is baie welkom, om te sê, hoe kan ons die leerder uiteindelik versterk? En as jy deur die skool is, en jy begin met universiteit, of dalk 'n ander vorm van opleiding, dan is jy eintlik heeltemal gereed wat dit aanbetref. So selfs wat ons baie sorg en moeite gedoen het om te kyk, wat is die leerder of die kind se paadjie deur die skool om hulle te verseker, want uiteindelik moet dit gaan oor ons kinders en wat ons oordra aan hulle. Is 'n omvattende aanbod. Ons is baie opgewonde daaroor. Ons dink ons verryk Afrikaanse onderwys daardeur. En julle het ook uit die trust het daarin geslaag om dit eintlik verskriklik mooi te verpak. Die pamfletjie wat in julle dit verpak het, as ons dit vir mense wil beskikbaar stel, hoe doen ons dit? Ons het 'n pamflet saamgestel en hy vertoon eintlik baie goed. Dit is die prentjie in die middel van hoe 'n skool of 'n gemeenskap eintlik kan lyk, en dan uit daai prentjie van wat skool is, hierdie prentjie wat ons het, hierdie geheelbeeld wat ons het ons spesifieke funksies en al die instellings en dit wat ons kan bied, sodat jy op een bladsy kan verstaan alles wat aangebied word, en is verstaanbaar oorgedra. Dit is mooi grafies uiteengesit, so van die ouer tot die skoolhoof, iemand gaan dit kan begryp, en ek glo ons sal na hierdie onderhoud, sal ons 'n skakel kan gee, waar daar toegang is tot hierdie aanbod. Ons sal ook op die skerm kan plaas oor hoe lyk hierdie aanbod, om te kan kyk, want dit is vir almal om te kan sien en te verstaan, en dan gaan ons ook 'n QR-kode plaas, 'n QR-kode waar jy die volledige aanbod kan kry. En dit gaan ook opgedateer word. Ons gaan op 'n punt wees waar van ons instellings sê, hoor, hierdie werk baie goed, ons gaan nog hierdie inbring ook,
of dit gaan verfyn word soos wat ons aangaan, want ons stap hierdie paadjie saam met die rolspelers in die onderwys. Ons sal na die onderhoud, sal ons 'n skakel hier gee met 'n QR-kode en net 'n uiteensetting van hoe lyk die aanbod. Dit is iets vir van die ouer tot die onderwyser, reg deur die bank gaan jy die aanbod kan vat en ek sal sê dit is so netjies uiteengedruk, jy kan dit eintlik in jou leer hou elke dag. Mense kan kyk, die skakel gaan deel wees van hierdie onderhoud. Skool is vir ons absoluut belangrik. Dit is eintlik deel van die siel van ons gemeenskap. En as ons as Afrikaanse gemeenskap en as Afrikaner gemeenskap wil oorleef, is dit krities belangrik dat ons skole moet hê waardeur ons oordra. As ons nou praat van daardie oordrag van onderwyser na kind, dan is dit nie net kennisoordrag nie, dit is baie meer as dit. Dit is die oordrag van waardes wat mense suksesvol maak in die werk. Dit is nie jou taalvaardigheid nie, dit is jou waardes. Dit is oordrag van waardes, oordrag van kultuur, oordrag van tradisie. Dit alles gebeur by skool. En daarom sal ons skole beskerm, want ons wil ons kinders beskerm. Solidariteit het 'n stewige teenwoordigheid op sosiale media. As jy meer programme soos hierdie potsending wil sien, besoek Solidariteit se sosiale media. Dit is nou op Spotify, YouTube, Facebook en oral op sosiale media.